glo dat Jesus is vir ons kosbaar, wonderbaar en groot, heerlik. Ek wil vanmôre met u oor 'n vraag praat. God se hand of God se hart? Waarna streef ons? Na God se hand of God se hart? En die vraag, wat is die verskil? Wat is die verskil om te soek na God se hand in jou lewe en wat dit is om sy hart te verstaan in jou lewe? Jy sal onthou so rukkie terug het ons gepraat oor die wil van God. En een diens het ons spesifiek gepraat oor die wil van God is God self. Want dit gaan oor sy hart vir jou en my. En ek wil vanmôre eers vir u net die onderskeid tref tussen die hand van God en die hart van God. En dan die antwoord. Gaan dit oor die hand van God of gaan dit oor die hart van God? En wat die antwoord daarop is. Eerstens dan Jesaja 59 vers 1 wat ons al so goed ken. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En ek wil vanmôre hierdie versie vir elke een gee. Dit maak nie saak wat vanmôre jou omstandighede, jou behoefte, jou stryd, jou krisis, jou omstandighede is nie. Weet vanmôre, gaan staan op hierdie versie en sê vir die Satan, luister Satan, God se hand is nie te kort om my te help nie. By God is alle dinge moontlik. Dit wat God vir ander gedoen het, wil hy vir jou doen, want sy hand is nie te kort nie. Hierdie prentjie sê die volgende: Those who leave everything in God's hands will eventually see God's hand in everything. En dit is so waar. Hoe meer jy staat maak op God se hand in jou lewe, hoe meer jy vashou aan God se hand in jou lewe, hoe meer jy toelaat dat God se hand geopenbaar word in alles wat jy doen en alles wat jy sê en oral waar jy gaan, hoe meer begin jy ervaar dinge gebeur ten goeie. Dinge werk net uit. Dinge is op die ou end partykeer wat jy nie verwag het nie, maar is eintlik beter as wat jy verwag het, want God se hand was daar. En daarom is dit so belangrik dat jy voortdurend vir jouself sal uitspel en uitspreek. God se hand is nie te kort om my te help nie. God staan altyd gereed om te help, nie altyd dadelik nie. Nie dadelik altyd soos wat ons verwag het nie, maar God soek jou beste. Alles sal meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. Glo dit, vertrou dit, hou daaraan vas. Want as God se hand is nie te kort om jou te help nie, ongeag jou omstandighede. En daarom is vir my so wonderlik vanmôre, dat maak hier saam met ons is, wat sy getuienis daarvan. God se hand is besig om te beweeg in haar lewe. En ons glo daardie hand gaan haar genees. Daardie hand gaan haar optel, en so vir elkeen van julle, as vir die hand van God in Roy se lewe was, en Amelia se lewe was, en môre tot op 'n punt gedryf geword, glo daai hand gaan verder beweeg. Want God se hand is nie te kort om te help nie. Wat beteken God se hand? God se hand beteken dit wat God vir jou en vir my doen. En God doen so baie. God beteken so baie vir ons. As geen manier dat ons ooit kan ophou vertel nie. En ek dink ons moet meer getuig. Ek dink ons moet 'n slag getuienisdiens hou. Waar u net kon vertel van wat God vir jou doen. Elke dag.
Want God doen wonders en tekens en kragtige dade. En die probleem is, ons raak so gewoond daaraan. Dit is so normaal, so vanselfsprekend, dat ons dit 'n keer nie eens meer raak sien. Net die feit dat jy vanmôre jou oë oopgemaak het en asem gehaal het, is 'n wonderwerk. Net die feit dat jy vanoggend wakker geword het en niemand by jou huis ingebreek het terwyl jy geslaap het nie, is 'n wonderwerk in hierdie land van ons. Maar ons besef nie altyd hoeveel wonders God vir ons doen nie, want ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Dis maar die lewe. Nee, dis God se genade. God se guns. Dat jy en ek hier sit vanmôre. God se hand, wat hy alles vir ons doen, is hy voorsien vir ons elke dag. Hy onderneem vir ons op die wonderlikste maniere. God voorsien. Hy voorsien in jou gesondheid. Hy voorsien in jou finansies. Hy voorsien in die kos wat jy in jou kas het. Hy voorsien in die salaris wat jy aan die einde van die maand kry. God voorsien. Maar dalk kom jy, gister weer ry ek en Marie op 'n stadium daar in Sandwich-Park en daar staan 'n asseblief, dit gaan nou nie oor die salas, my nie verkeerd verstaan, maar daar staan 'n blanke ou oomie. En toe ons sien, toe dink Marie onmiddellik rooi. Hy staan daar by die robot, op 2 krikke. Hy kan amper nie regop staan nie. Dan steek hy sy handjie op die 2 vingertjies, en wys hy het so. Terwyl ek daar staan, en ons so sit en kyk van my lekker kar wat ek nie ry, en hy staan daar, 'n ou man, ek dink hy is niks onder 70 nie. En ek dink, Here, dit kon ek gewees het. Kon ek gewees het. Maar God voorsien. En ek weet daar is baie vrae wat mense kan vra, maar hoekom hy nie, ek nie, ek kan nie al die vrae antwoord nie. My feit is, God se genade is vir my genoeg. En God voorsien vir my. En vanmôre oggend kon ek wakker word, toe ek my oë oopmaak, toe sê ek, dankie Here. Nog 'n dag, want God voorsien. Dis God se hand in ons lewe. Elke dag. God doen wonders, God voorsien, maar God beskerm ook en hy bewaar. Ek dink ons almal kan vanmôre hier sit en vertel van geleenthede wat jy eintlik in 'n motorongeluk moes gewees het. Jy weet nie hoe jy aan die ander kant uitgekom het. Jy weet net, as dit 1 sekond later was jy binne daai ongeluk. Of iets gebeur in jou lewe en jy weet as dit net op 'n ander tyd was jy dan dood. Maar God beskerm. God bewaar. Gister lees ek in die nuus van 'n 60-jarige vroutjie in Somerset-Wes wat op haar plaas gestap het met haar hond en sy het nie teruggekom nie. En na 8 dae, toe kom die hond terug. En die vrou is nog steeds weg. En nou na 3 maande het haar lijk in 'n kloof die berg gekry. Na 3 maande. En wat vir my so kosbaar is, in die artikel wat ek lees, vertel hulle dat hulle met haar dogter wat in Johannesburg bly gesels het, en haar dogter se woorde was, sy was 'n ster vir Jesus. En waar sy gekom het sy dinge laat gebeur. Die eerste vraag wat by my opkom toe ek dit lees, is my Here, hoekom laat U toe dat 'n ster vir U, wat soveel beteken, gly in 'n kloof en 3 maande daar lê sonder dat sy gekry het? Hoekom laat U dit? Dis die vraag wat by my opkom. En ek is eerlik as ek vir julle sê, ek het nie die antwoord daarop nie. Al wat ek weet is, God se hand beskerm. God se hand bewaar. Ek weet nie wat in daai oomblikke gebeur het van sy gegly het nie. Ek weet nie. God alleen weet. Maar ek kan vir jou vertel, maar kan ek vir jou vertel van 'n geleentheid wat ons
gaan stappe daar by die Hens in Nysna. En waar ek gedink het, ons gaan ons kind verloor. Maar God het bewaar. En hy het beskerm. Want sy hand was op ons. Dis God se hand. God se hand doen wonders. God se hand voorsien. God se hand beskerm en bewaar. God se hand veg vir ons. Hoeveel keer sê in die woord van die Here, jy moet stil wees, ek veg vir jou. En daar is soveel geleente wat die sand in jou siel geëis het, wat God vir jou geveg het, wat jy nie eens van weet nie. Want as God se hand op jou lewe is, dan veg hy vir jou. Beskerm hy jou, bewaar hy jou, en tree hy vir jou in die bres. En dan so kosbaar, wat ons almal na soek, God se hand seën. As God sy hand oor jou uitgestrek het, dan seën hy jou. As God se hand oor jou begin beweeg, dan trek sy seën oor jou lewe. Want God is 'n goeie God. God is 'n God wat vir jou wil gelukkig maak. Wat wil hê dit moet met jou goed gaan. Dan seën hy jou. Weer eens die feit dat jy hier sit vanmôre, is 'n getuienis van God se seën. Al sit maak jy in 'n rolstoel, dit was God se seën wat haar tot hier gebring het. Ons glo daai seën gaan verder gaan. God se hand in ons lewens. En weet jy wat? Dis die een ding waarvoor ons almal bid elke dag. Here gee, Here voorsien, Here doen dit, Here maak my gesond, Here beskerm my, Here gee vir my finansies, Here doen dit. Ons bid elke dag vir die hand van die Here. Elke keer wanneer ons 'n versoek opstuur na God, dan bid ons vir sy hand. Want ons wil hê God se hand moet werk in ons lewe. Elke keer wanneer jy vra dat God jou gesond maak, dan vra jy dat hy sy deurboorde hand op jou lewe moet plaas. Want dit is deur sy wonde wat jy genees is. Elke versoek wat ons rig, is 'n versoek dat God se hand moet beweeg in ons lewens. Die probleem is, dis waar ons stop. Die probleem is, Here doen, Here gee, Here maak so, Here raak aan, Here dit, Here daai. Ons bid heeldag vir die hand van die Here, maar ons stop daar. God soek meer. God soek nie die hand van God in ons lewens nie. God wil nie hê ons moet net heeldag konsentreer op sy hand in ons lewens nie. God soek meer. En dis een van die redes waarom ons op hierdie geestelike reis is. Waarom ons besig is om te vas en te bid, omdat ons gesê het, Here, daar is sekere goed wat ons gevra het, wat ons gedink het ons behoeftes is, wat ons een kant gaan sit, want ons soek meer tyd om te spandeer om iets anders te doen. Ons wil nie net God se hand in ons lewe hê, ons soek meer. En dit bring my by die tweede punt. Die hart van God. Raak tyd dat die kinders van God meer na die hart van God begin soek, as na sy hand. Dat raak tyd dat ons seker maak dat die hart van God vir ons van groter belang is, 'n hoër prioriteit in ons lewe is as sy hand. Hoekom? Omdat God se hart is Johannes 3 vers 16. Wat so lief het God gehad. God se hart is liefde. God se hart is dat hy die wêreld lief het. Nie net sy kinders, nie net die kerk nie, maar ook die sondaar, ook daai ou oomie wat staan by daai robot. Het God lief. Ook die moordenaar in die tronk het God lief.
dat hy sy enige gebore seun gegee het. God se hart is om te gee. God se hart is om te deel met jou en my. Nie net sy hand wat gee tot voordeel van ons nie. Maar 'n hart wat gee vir die wêreld. Omdat hy lief het. Sodat elkeen wat hom glo nie verlore wil gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God se hart is oor wie God is. God wil nie net hê jy moet heeldag vra, maak my gesond, gee vir my kos, gee vir my petrol nie. God wil hê jy moet in 'n verhouding met hom staan oor wie hy is. Nie net wat hy kan gee nie. Wat is wie is God? God is liefde. Dis wie hy is. En as jy 'n verhouding wil staan met hom, dan moet jy liefde soek. Dan moet jy liefde najag. Dan moet jy oopmaak vir liefde. God is vrede. As jy in 'n verhouding met God wil staan en werklik wil hê dat hy in jou lewe werklikheid moet word, dan moet jy strewe na vrede. Salig is die vredemakers. Aan hulle behoort die koninkryk van God. Vredemakers. God is genade. Sy genade is vir ons genoeg. Ons het niks meer nodig as sy genade nie. Want sy genade dra ons elke dag. God is 'n goeie God. Alle goeie gawes wat in die hemel uit neerdal, kom van die Vader. Hy is 'n goeie God. En God is 'n verhoudingsgod. So wat sê dit vanmôre vir jou en my? Wat belangrik is nie die hand van God nie. It's more important to know the heart of God. Jy kan miskien bietjie kort skiet in jou finansies, maar God soek nog altyd dat jy sal strewe na sy hart. Jy kan dalk 'n dag of 2 honger ly, maar God wil hê jy moet soek na sy hart. Hoekom? Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal bygevoeg word. Soek eers die hart van God en sy hand sal daar wees. Kan ek dit herhaal? Vra minder vir kos en klere en petrol en vra meer na liefde, vrede, genade, goedheid en verhouding. En sy hand sal daar wees. Moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want elke dag sorg vir homself. Maar soek eers die hart van God. Kry eers jou verhouding reg. Kry eers jou vrede reg. Kry eers jou blydskap reg. Kry eers jou liefde reg. Kom in 'n verhouding met God en die hand sal daar wees. Ek sal nooit vergeet nie, my ouma het altyd gesê, my ma ook, maar ek onthou nie my ouma meer beter. Sy het altyd gesê, Herman, onthou, jy het 2 ore en 1 mond. Ek wil vanmôre sê, vra 2 keer na die hart van God en 1 keer na die hand van God. Kry eers jou verhouding met God reg en daarom vas ons. Vas sê ons eintlik, Here, ek is bereid om die goed wat ek in die wêreld nodig het, wat ek die hand van God in my lewe nodig het, is ek bereid om op te offer, want Here, ek soek die hart van God. Ek wil in 'n verhouding
sodat ek net nader kan kom aan my verlosser en zaligmaker. En daarom vandag, dag 14 se dagstukkie gaan daaroor. Ek het dit sommer lekker vroeg vanoggend vir julle gestuur. Wat is daar nog? Jy het miskien nou jou vleis, of jou TV, of jou suiker, of wat jy ook al een kant gesit het, wat jy ook al opgeoffer het jy een kant gesit om hierdie 14 dae so ver nader te kom aan Jesus. Maar wat is daar dan nog wat 'n muur vorm tussen jou en God? Wat is daar nog wat jy so besig is om God se hand te vra, maar jy mis God se hart? Wat is daar anders wat jy bereid is om op te offer? Dit gaan nie oor die 10 of 12 of 40 dae nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jou hart. Is jou hart besig om God se hart te soek? Of is jy nog so besig om vervul te raak deur die aardse, die alledaagse? Dat as jy dit mis, dan is jy vinnig, ag die Here gee asseblief vir my dit, die Here help asseblief met dit. En God wil wat in sy hand. Maar hy soek jou hart. En as hy jou hart het, gaan sy hand beweeg in jou lewe. So die vraag, gaan dit oor God se hand of gaan dit oor God se hart? Dan is my antwoord, dit gaan oor albei. Maar God se hart moet die prioriteit kry. Jy lei liewer Jesus kom op 'n ander keer en hy vertel die gelykenis. Hy sê, as jou oog jou laat struikel, ruk hom uit. As jou hand laat struikel, kap hom af. Daarmee wil Jesus nie sê ons moet onsself vermink nie, maar hy probeer vir ons sê, sy hart is belangriker as sy hand. Soek eers die koninkryk, dan sal hy die ander dinge begin byvoeg. So is nie of nie, dis altyd, dis 'n en. Die groot ding is nie, sy hart moet voorkeur kry. God moet eerste gestel word. Jou verhouding met God moet eerste gestel word, dan sal al die ander